Ons gaan vir ons stilstaan by 'n eienaardige gedeelte, broer en suster. 'n gedeelte wat ek 'n anderste verhouding mee het. 'n onderwerp wat vir my as prediker half moeilik is. Dit gaan oor die toekoms. Dit gaan oor die toekoms. As ons spreek oor die toekoms, dan wonder ek altyd wat is lidmate se reaksie? Hoe reageer 'n mens as jy nou hoor oor die toekoms? Vir baie van ons wil ons niks weet van die toekoms nie. In elk geval is ons omstandighede sodanig en in die land waarin ons lewe dat die toekoms vir ons nie iets is waaroor ons wil by uitkom nie. Die hede is alreeds so onaangenaam en so disfunksioneel in ons regeringskringe dat ons wil regtig nie dink wat erger kan loop in ons land nie. Maar dis nie waaroor vanoggend gaan nie. Dit gaan oor 'n groter prentjie. Dit gaan oor die Here se plan vir hierdie wêreld, maar bitter belangrik. Bitter belangrik, en ek spook met die Here elke slag as hy sê ek moet hieroor preek. Dan sê die Here, waarsku vir die mense, vertel van die mense. Want ons weet nie wat die Here se plan is met die wêreld. Daar's baie spesifieke plan, en die Bybel sê nie vir ons in 2026 gaan dit gebeur, en dan in Augustus 2026 gaan dit gebeur. Dit sou so nice gewees het dat 'n mens weet wat kom. Jy kan jou mos voorberei as jy weet wat kom. Maar die Here het 'n doel daarmee. En ek kom net tot daarby uit. Ons lees saam. Nou moet ek kyk of ek van hierdie op daar kan lees. Dat sal wees in die son en die maan en die sterre en die aarde sal die nasies beangstig verward wees oor die gedreun en hoë golwe van die see. Mense sal flou val van vrees en vermoedens oor wat die wêreld gaan trek, want die kragte van die hemel sal geskik word. En dan sal hulle die seun van die mens op 'n wolk sien kom met krag en groot heerlikheid. Wanneer hierdie dinge begin gebeur, staan dan op en lig julle koppe, want julle bevryding is naby. Hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Kyk aan die vyeboom en al die ander bome. Wanneer hulle reeds bot, merk julle dit self op en weet dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Amen, voorwaar. Dis 'n beklemtoon, voorwaar, ek sê vir julle, beslis, ek sê vir julle. Hierdie geslag sal beslis nie tot 'n einde kom voordat al die dinge gebeur het. Ons gaan aan, die hemel en aarde sal tot 'n einde kom, vir 33 maal woorde sal beslis nie tot 'n einde kom nie. Wees op julle hoede, dat julle harte nie belas word deur oormatige verpuig en dronkenskap en kommernisse van die lewe, en daai dag word dit onverwags betrap soos 'n valstrik nie. Want dit sal oor almal kom wat op die aarde woon. Wees alle tye waaksaam en bid dat julle in staat sal wees om al die dinge wat gaan gebeur te onderskrik en voor die seun van die mens te staan kan. En voor die seun van die mens te kan staan. Volgende? Ja, baie dankie. Broeder Jesus is besig om hierdie hoofstuk die sluier te lig oor die toekoms. En dis 'n mondvol. Reeds vanaf vers 5 van hierdie hoofstuk, ons het begin lees vanaf vers 21 as ek reg onthou, begin hierdie hele relaas. Hierdie hele antwoord van Jesus, hierdie lang antwoord. En dit het begin by die tempel in Jerusalem. Hy kom uit en daar vertel die mense, lewer hulle kommentaar oor die pragtige tempelgebou. En dan sê Jesus, hierdie tempel wat julle sien, hy gaan geheel en al afgebreek word. Daar gaan nie een klip oorbly bo op 'n ander nie. En dan begin Jesus op hulle vrae antwoord. Want dan sê hulle outomaties, wanneer gaan daar 'n teken wees wat ons nou sal weet, as hierdie teken kom, dit gaan nou gebeur, want dis die teken dat dit gaan gebeur. Gaan dit gebeur? En dan begin Jesus met 'n lang antwoord, en ek gaan net vir u opsom wat hy gesê het tot en met vers 21. Hy sê wanneer daar gaan baie dinge gebeur. Daar gaan mense kom wat hulle gaan voordoen as Jesus. Daar gaan oorloë wees, aardbewings, en dan skrikwekkende tekens in die hemel self. En hierdie tekens dan, voor dit gaan kom, gaan erge vervolging
van Christene uitbreek. Dit gaan wêreldwyd wees, ook in ons land, my broer en suster. En weet jy, ek moet eers hier myself stop en vir u dit sê. Daar is 'n groot verskil oor hoe ons as mense gevoel het 30, 40, 50 jaar gelede wanneer ons hierdie gedeelte gelees het. Ons kon nie enigiets daarvan sien in ons land. Daar was niks. Daar was niks nie. En dominees gepreek hieroor en hulle kon niks sê oor Suid-Afrika nie, want daar's niks in ons toekoms wat ons kan sien en sê, hoe is dit gebeur nou hierso en dit gaan nou dit gebeur. Omdat dit nou gebeur hierso, gaan dat gebeur. Maar dit was 30, 40, 50 jaar gelede. Vandag het die prentjie verskriklik verander en ek wil vir u sê, ek verstout my om dit te sê, dat hierdie 30 jaar was daar baie vinniger veranderings, nie net in ons land nie, maar ook wêreldwyd as die vorige 30 jaar en miskien die vorige. Geweldige versnelling in gebeure en vandag is dit 'n heeltemal 'n ander prentjie. Vandag is daar vele aspekte in my ervaring van mense wat ek onmiddellik kan verbind aan die toekoms. Jy doen dit. Jou soort van mense gaan daar baie van wees in die toekoms. Ons kan die lyn deurtrek. Die kwaliteite van mense, hoe mense is as mense, hoe hulle optree, wat hulle doen. Dis alreeds die mens wat ek gaan aantref in hierdie gedeelte in die vervolg van Christus is alreeds daar. Ek van myself vooruit. Geweldige tekens, erge vervolging, selfs familielede sê die Bybel gaan mekaar oorlewer om vervolg te word. 40, 50 jaar gelede was dit ondenkbaar. Ons het na mekaar gekyk en sê, is dit ooit moontlik? My pa het hieroor gepreek word. Ons kon dit nie verstaan klein kry nie. Vandag, as ek net kyk na die Amerikaanse samelewing, broers en nie eens by ons uitkom. Hoeveel keer het die afgelope 20 jaar het of ouers kinders doodgemaak of kinders ouers doodgemaak? Voorbeeld, die Menendez broers, ek dink hulle in Kalifornië, het hulle ouers vermoor om geld te kry. Pa en ma was baie ryk. Want jy kan jouself as mense, dis die eenheid van ons waarin ons lewe, wat ons die liefde vir mekaar is en die beste mekaar klaarkom. Kan jy jou indink dat ouers vir kinders sal oorgee en die vervolging is dood? Kan jy jou voorstel dat 'n ouer sy kind kan aanmeld by die owerheid om te sê, daai kind van my is 'n Christen, en dat hulle hom gaan vang of haar vang en doodmaak? Jy kan nie daai vraag vir jou antwoord nie. Ek het 'n antwoord, maar dis my ervaring. Dit wys net hoe mense se liefde gaan afneem. Dit is een van die Bybelse herhaalde waarskuwingsinligting oor die eindtyd. Mense se liefde gaan verkoel. Boeta, en is dit nie die waarheid nie? Vra vir beraders, vra vir sielkundiges, hoe lyk die liefde tussen mense wat getroud is? Verkoeling, die geweldige wyse waarop liefde tussen 'n getroude paar kan afneem en op die oomblik verdwyn en eindig in verwydering. En dan mense gaan ons as mense gaan wêreldwyd gehaat word as Christene. En dis om die draai. Ek gaan 'n paar voorbeelde vir u noem. Lank al reeds het lidmate te doen by die werksplek met moeilike omstandighede. 50 jaar gelede het jy nie 2 keer gedink as ons maandag by mekaar kom en die manne praat, of die dames praat oor wat hierdie afgelope naweek miskien op televisie in die wêreld gebeur het, in ons land gebeur het jy nie vir 'n oomblik gehuiwer om vir jou kollegas of wat ek al te sê hoe jy voel nie. Ek voel so en ek verstaan dit so. Vandag dink jy 2 keer. Jy dink 2 keer. Jy moet 2 keer dink wanneer jy vir mense sê, dis reg en dis verkeerd. Hulle gaan nie net met jou saamstem nie, hulle gaan dit teen jou hou.
Hoe ver is dit van mense wat by die werk nie hou van jou standpunte van reg en verkeerd? Hoe ver is dit? Hoe ver moet hulle nog vorder om by haat uit te kom? Hoekom gaan mense die wêreld Christene haat? My broers en susters, omdat ons standaarde, Boeta, dis wat daar buite aangaan. Dis hoekom mense wat nie Christene is, nie van Christene hou nie. Hulle het standaarde van wat reg en verkeerd is. 'n Nie-Christen wil nie standaarde hê en weet van. Die enigste standaard wat 'n nie-Christen van weet is ek maak wanneer ek wat ek wil, wanneer ek wil. Skoon my. Oeps. Standaarde. Kom gee vir 'n voorbeeld. Jy's by die werk. Die manne vertel 'n vuil grap. Jy gaan dit nie reg kry om te lag soos hulle lag nie. Nee. Dit hou jou terug. Jou Christen karakter, dit vryf daarteen. En hulle sien dit op. Maar dit kom uit. Jy sien, 'n mens se karakter kom uit. Jy hoef nie 'n woord te sê nie, dan kom jou karakter uit. Dis oor wat jy doen. Dis oor jou gesigsuitdrukkings. Dis oor wat jou reaksie en jou gesigsuitdrukkings is wanneer mense A of B, C sê wat Christene nie van hou en wat Christene nie voorstaan nie. Ons samelewing in die wêreld daar buite is naby daaraan dat daar internasionaal haat gaan wees teen Christene. Ek het met een so 'n broer te doen gehad. Hy werk saam met moslems met die Sonplaas. En ek preek toe die dag oor die moslim godsdiens. En ek voel net die Here sê ek my gaan af en hoor of die gemeente wil vra hê. En ek sê, sit asseblief, gaan af klaar nie. En ek sê, okay, dat tyd vir vra. Boeta, net so dis die man se hand op. Hoe's ek 'n Christen tussen al daai moslems? Dominee, ek werk net saam met moslems. Hoe verstaan ek hulle? Wat doen ek nie? Wat dink medewerkers van jou Christelike verstaan wat in die wêreld aan die gang is? Dit kom deur. Jesus begin aan praat, broer en suster, in hierdie hoofstuk oor wat in Jerusalem en die res van Israel gaan gebeur. Vervolging, gewelddadige dood vir baie. Hulle gaan weggevoer word as gevangenes onder alle nasies. Dan tekens in die son en die maan en die sterre, nasies wat verward en vol vrees wees. Hierdie gebeure gaan dan uitloop op Jesus se terugkeer na die aarde toe. Alles wat Jesus se koms voorafgaan, my broer en suster, is juis wat Christene bemoedig. En dis die punt wat die Here hier wil maak. Dis 'n baie belangrike punt. Dis 'n baie belangrike punt. Wanneer dit sleg gaan, dan oorweldig daardie omstandighede jou. Jy word vasgevang daarin. En jy reageer op dit. Jy verwag dit. Jy dink oor wat moet ek doen? Hoe tree ek op? Wat maak ek om weg te kom? Jy's heeltemal vasgevang in 'n kringloop van gedagtes wat gaan oor hierdie negatiewe omstandighede. En die Here wil voor dit gebeur, voordat daai stryd gaan kom, wil hy vir jou help en dit op jou hart druk en dit vas lê. Dis bemoediging. Dis bemoediging. Die tyd is kort. Die tyd is kort. Ons is by vers 25. Vers 25. Die nasie sal beangs en verward wees. Hierdie vrees beskryf vir ons 'n wêreld wat vasgevang is in ongeëwenaarde vrees en verwarring. So die een kant vervolging, aan die ander kant absolute vrees. Vrees, hoekom? As gevolg van die natuurkragte, dinge wat in die hemel gebeur. Want dinge wat in die hemel gebeur wat jy kan sien, daar is min wat 'n mens so met angs en vrees vervul as juist dit, want dit wys vir jou dis nie natuurlik nie, dis bonatuurlik. Dit is in die realm, in die area van God. En wanneer mense dit sien, dan sien hulle hemel of hel. Want daar's die tydjie min. Daar's die tyd min, jy het al jare lank het jy jou rug op die Here in die kerk gedraai. En alles gaan net goed, want die Here los jou doodstil uit. Nee, wat is die ergste wat mense kan gebeur?
Teespoed? Nee, die ergste wat met mense kan gebeur, voormalige Christene, is niks nie. Ek is verskriklik bekommerd oor mense wat wegloop en daar gebeur niks nie. Maar dit beteken wat? Die Here staan terug. Hy los hulle doodstil uit. Hy gee hulle oor aan hulle self en aan die duiwel. Dan kom hulle by jou vir berading 'n jaar, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jaar later uit. En as jy begin ondersoek instel om te help, dan sien jy hierdie pad van verval. Die nasies, onbeheerbare natuurkragte, ongeëwenaarde gewelddadigheid, dit onderstreep die mense magteloosheid. Vers 26, mense sal flou val van vrees en vermoedings oor die wêreld gaan tref, want die kragte van die hemele sal geskit word. Broers, ek het nog nooit gehoor van iemand wat flou geval het van vrees. Ek weet nie van jou nie. Ek hoop nie so nie. Ons kan ons nie indink dat dit gebeur nie. Jy kan jou dit nie indink nie. Ja, mense weet wat vrees is. Ons daar stye wat vrees by ons uitkom oor die toekoms, oor wat ook al, maar flou val. Dit wys vir u net die ongelooflike realiteite van mense se lewens. Mense se lewens, wat verskoon my? Mense se lewens wat by 'n stopstraat uitgekom het. Jy lewe jou hele lewe en jy ignoreer die duiwel wat heeltyd, of die Here Heilige Gees wat dit vir jou sê, dis sonde, dis wat jy moet doen, daar's 'n hemel of 'n hel. Net die Bybel sê die Here praat met almal, alle mense op hierdie aarde om vir hulle te sê wat is reg en wat is verkeerd. Jy hoef vir niemand te sê wat jy doen is verkeerd, want die Here doen dit alreeds. En dan kom jy na 30, 40, hoeveel jaar uit by dit? Wat bly oor? Bly oor. Geweldige vrees. Mense gaan flou val, ongelooflike vrees. En dan die kragtige natuurverskynsels wat mense laat besef, hierdie is nie iets wat ons net voor kan wag dat dit sal verbygaan nie, want mense doen dit nie. Dis nie maar net 'n stukkie geskiedenis. Maar dan die goeie nuus. Jesus kom terug daarna om sy fisiese koninkryk te ontvang. Julle onthou met Jesus se hemelvaart, so wat 2000 jaar gelede, toe die Here hemel toe om te heers oor sy koninkryk. Hy het die koninkryk begin op aarde met 12 disippels, 12 apostels. Toe hy weg is, lees ons in die Bybel, was daar 120 oor van al daardie duisende skare wat gehoor het wat hy gepreek het en sy wonderwerke gesien het. 120. Dit het intussen geword miljoene. Ek dink Google vertel vir my dat daar is iets soos 9 biljoen Christene wêreldwyd, die grootste godsdienst ter wêreld. Dis die Here se koninkryk. Hy die heers oor almal wat 'n Christen is. Dan kom hy aarde toe om fisies sigbaar hier te heers oor sy koninkryk. Vers 27, en dan sal die seun van die mense op 'n wolk sien kom. Met Jesus se hemelvaart, lees ons in Handelinge 1, het daar 2 engele gestaan en vir daardie 120 disippels gesê, soos hy nou, Jesus nou hier hemel toe is in 'n wolk, sal hy net so op die aarde terugkom. En dan vers 28. Wanneer hierdie dinge begin gebeur, staan dan op en lig julle koppe. Christene se oplig van hulle koppe, my broers en susters, is beeldspraak. Dis om te sê, wees bemoedig, wees bly, want jou omstandighede gaan jou kop laat sak. Wees bemoedig, want dan gaan ons besef waaroor dit gaan. Dan gaan ons besef, dis die einde nou. Hier kom Jesus, hy maak 'n einde aan al die vervolging van Christene. En die wonderlike besef, hemel en die ewigheid van die hemel wag vir ons. Dan vers 29 gebruik Jesus die vyeboom as beeld, terwyl die natuurkragte vir die ongelowige massas vul met ongeëwenaarde vrees, gaan dit en moet dit juist die teenoorgestelde uitwerking op Christene hê. My broer en suster, en daar is net geen manier om te weet op daardie tyd van die geskiedenis van die wêreld of daar nog kerke gaan wees. In die vervolging gaan kerke uitmekaar spat om te keer dat ek aangekeer word deur die regering as ek by die kerk in of uitstap en in tronke gegooi word. Gaan daar kerke wees, gaan daar dominees wees. Persoonlik glo ek, als gaan eindig soos dit begin het.
Die Bybel sê nie so nie, ek glo maar dit, en dat dit gaan eindig by huiskerkies. Dat die kerk gaan versplinter as gevolg van die druk van vervolging, en ons gaan by huise by mekaar kom sonder dat iemand weet, behalwe ons as 'n groepie Christene. En dan sal ons miskien aangewese wees op onsself. Is daar 'n dominee? Is hy nie al in die tronk nie? Is hy nie al doodgemaak in die vervolging? Daarom is dit so belangrik dat u as gelowige moet inneem, onthou, die werk wat die dominee van die kansel af doen, is om jou voor te berei, en jy hoef niks van al die feite te onthou nie, net, dit alles is 'n bemoedigingstyd vir Christene. As ons dan saamkom en mekaar te bemoedig en te sê, onthou jy wat daai ou dominee gepreek het soveel jaar gelede? Hier gebeur dit nou. Nie in ons lewens nie, in die lewens van jou kinders, in die lewens van jou kinders, in die lewe van hulle kinders. Ons moet voorberei en help voorberei en die boodskap oordra. As jy voorbereid is vir moeilike tye, my broer en suster, dan gaan dit baie beter met jou, want dan het jy juis hulp nodig. Ons het nie hulp nodig as dit goed gaan nie. In goeie tye is ons alright, baie dankie dominee, ons is okay. Dis in moeilike tye, moeilike omstandighede waar ons hulp nodig het, waar ons moet opgelei wees, voorbereid wees. Bemoedigingstekens, dis alles wat gaan gebeur is bemoedigingstekens. En dat die hemelse Vader vir ons wil bemoedig. Daarom het Jesus dit vertel. Hy het vertel dit aan mense met wie dit nooit gebeur het nie. So mense kan eintlik sê, Here, maar wat is die punt? Wat is die punt vir u om dit te vertel het vir daai mense wat nooit dit nodig gehad het om te onthou nie, want dit het nie hulle lewe gebeur nie. Eerstens het van hierdie gebeure al wel plaasgevind, my broers, in 70 na Christus is Jerusalem ingeneem en verwoes. Daarom het van hierdie gebeure al waar geword. En dis wat dit inherent moeilik maak om te verstaan. Moeilik om te verstaan, want daar is nie 'n tyd aan dit gekoppel nie. Jesus gee net gebeure na gebeure, en al wat ons kan kry is dit, en dan dit, en dan dit, en dan dat. So ons het as mense van hierdie eeu wat ons lewe, die voorreg om terug te kyk en hierdie langs die gebeure van die verlede te hou en sê, wat het al gebeur? Van dit het al gebeur. Dit kan ons sê. Ons moet by die laaste 3 verse. Jesus vertel vir ons moet waaksaam wees. Die 2 hoofboodskappe van hierdie gedeelte, wees bemoedig wanneer dit gebeur, weet dat wanneer dit begin, dis die begin van die einde van die mense swaar kry op aarde. Tweedens, wees waaksaam. Waaksaam in die opsig dat jy vir jouself herinner, dit gaan gebeur. Vers 34, wees op julle hoede. Vers 36, wees te alle tye waaksaam en bid. Enigste gedeeltes wat herhaal word. Herhaling in die Bybel is 'n tegniek wat baie belangrik is. Soos die woord amen, voorwaar. Jesus het baie keer gesê amen, amen, voorwaar, voorwaar, om dinge te beklemtoon wat baie belangriker is as ander. Gebed help vir ons om na aan die Here te lewe. Deur gebed is dit die gesprek waarby die Heilige Gees kan aansluit en met my praat, vir my bemoedig, vir my laat weet, dis nog 'n lang tyd, vir my laat weet, dis om die draai. So as ek bid, dan maak ek my oop vir die Here se voorbereiding, vir die Here se waaksaamheid, want oor 4, 5, 6 weke, my broer en suster, lank al teen daai tyd is hierdie preek al vergete. Die lewe gaan aan, daar's ander preke, daar's ander omstandighede, ons gaan ons vergeet. Wie onthou wat 'n jaar gelede hier gepreek is? Ons vergeet. Die Heilige Gees kom in tye van gebed in om vir ons weer daarby net te laat dink. Slegte tye, as dit kom, wees baie positief. Dis die een ding. Tweedens, die Here gaan altyd in beheer wees. Dan gaan jy sukkel met vrees, almal. Vrees vir vervolging. Dit gaan 'n wonderlike tyd wees, my broer en suster, in die opsig dat almal van ons as Christene gaan soveel nader
aan die Here lewe, omdat ons hom so bitter nodig gaan hê. Met ons vrees, wat gaan môre met my gebeur? Gebed is die tyd waar die Heilige Gees ons herinner, bystaan, by is. Gebed is die tyd wanneer ons bewus word van alles wat tydelik is, alles wat kom, alles wat ek nodig het. Dan kom die Here by my en versorg my. Dit is vir my so 'n mooi woord. Versorging. Versorging is om na al my behoeftes om te sien. Amen. Hemelse Vader, dankie Here vir die nodigheid dat ons weet daar kom moeilike tye, vir ons kinders kan sê daar kom moeilike tye. Dat U vir ons wys in ons eie lewe, by die werk, waar ons ook al met mense te doen het, vir ons wys hoe dinge aan die verander is, hoe mense se lewens verander, mense se karakters, wat of vooruitgaan, verbeter, of agteruitgang. En hoeveel van hulle daar buite, wat glad lankal nie meer belang stel, om te doen wat reg is nie, terwyl dit vir ons so reël is. Jy doen nie dit nie, en jy doen nie dat nie. Ons het U nodig by die werk, Here, waar ons nie 'n keuse het nie, as om met sulke mense te werk, saam te bly, saam te werk. Wat sê ons vir hulle, wat sê ons nie vir hulle nie? Wat moet ek laat deurgaan in my karakter, in my geloof, in my opvatting? Wat moet ek doen? Wat moet ek wanneer doen? So afhanklik is van ons van U, Here, dat U vir ons daar sal lei. Met wysheid, met dit wat ons nie aan kan dink nie, met 'n antwoord, met 'n regte woord op die regte tyd. Dankie dat ons U daarmee kan vertrou, in Jesus se naam. Amen.